Jy is ingeskakeld by Pretoria FM, dit was Johnny Nash, I can see clearly now, the rain has gone. Ons almal ken daai woorde. Roan, hoe gaan het met jou? Goed en jy aan toe, man? Lekker man, dit is vir my lekker om jou, is eintlik half onverwags dat ons vandag by mekaar gekom het. Ja, dit was so op 'n nommer 99 gehou. Maar die ruimte het bepaal. Die ruimte Die heelal het gesê, dit is nou hoe dit is. Ek en jy moet 'n ateljee deel vandag. Ons gaan 'n ateljee deel vandag en dit is 'n groot oomblik. Dit is en ek wil dit nie onderspeel nie. As jy nou luister, as jy nou dink in die hele mensdom se geskiedenis en veral van die uitvinding van die vermoë om video op te neem met klank. Ja. So in al die eeue, der eeue wat dit is die eerste keer in die mensdom se geskiedenis wat ons dit reg gekry het om 'n video met klank van 'n meteoriet impak. Is die korrekte term? Inderdaad, impak vas te vang. Vas te vang. Ja. En wat 'n oomblik is dit nie. Vir my is dit soos 'n Ja, dit is 'n groot oomblik. So om vir ons luisteraars 'n bietjie agtergrond te gee, so laas jaar Julie was daar 'n meteoriet impak gewees in Kanada. En dit was 'n klein klippie. Dit was nie 'n rots van tonne nie, maar hy het as 'n groter klip begin, kom ons stel dit maar so, redelik opgebrand in die atmosfeer. Dankie atmosfeer. Ja, dankie atmosfeer. En toe het daar 'n stukkie van daai klip by 'n persoon se voordeur neergeval. Ja. Die net voor die Ek het die klank. Ek het die klank van daai impak. Okay. Maar as jy dis nou deur die sekuriteitskamera opgeneem wat hulle hom nou sien en die impak. Maar dis 'n goeie sekuriteitskamera het klank ook by. Dankie tog. Maar jy gaan nou hoor, dit gaan as jy nou luister na die impak. Dit gaan vir jou klink soos iemand wat weet by 'n kuier, een van daai blokke ys laat val om die ys te breek. Ja. Wat nou te hard gevries het in die vrieskas. Dis hoe dit vir jou gaan klink. En dan al wat gebeur is dis daai klank en dan so wolkie, so stofwolk. Ja. Maar dis by die ou se voordeur, maar hierso is hoe dit klink. Dis presies hoe dit klink, net vir die rekord. Ek dink dit is dis steek maar die hitte wat daai klank ook afgegee het toe hy die grond getref het. O ja, en die spoed. Die spoed waarteen hy daai stukkie meteoriet het teen 'n minimum van 250 km/h geslaan. Ja. En om te dink daai mense het ek dink dit was maar 'n uur tevore het hulle presies by hulle voordeur gestaan. Hulle het hulle deur gesluit, hulle het gaan stap en toe hulle terugkom, toe sien hulle nou hierdie impak area wat nou presies soos 'n meteoriet impak lyk. En toe gaan kyk hulle na die beeldmateriaal en hulle sien dit toe. En hoekom dit nou eers eintlik die media slaan is as gevolg van die feit dat dit nou laas jaar Julie al gebeur, maar hulle moes eers seker maak is dit regtig meteorietmateriaal. En net iemand wat 'n klip uit 'n vliegtuig het gegooi het. Presies. So wat gebeur het is aanvanklik het die huiseienaar 'n tuinslang gevat en dit net van sy stoep afgespuit. Ja, en dit is eers nadat hulle na die beeldmateriaal gekyk het dat hulle gedink het nee, hierdie is vreemd. So toe het hulle 7 gram stoffies wat hy nie afgespuit het nie, opgetel, en hulle het, ek dink in die tuin, het hulle nog 'n stukkie klippie gekry, en die is toe na 'n universiteit toe gestuur, en dan met al die toetse, kon hulle toe nou heeltemal vasstel, dat ja, dit is inderdaad 'n meteoriet gewees. En dit is so raar, Antoine, as mens dink, elke dag val daar omtrent 44 ton se meteoriete kom deur ons atmosfeer. En meeste daarvan brand nou op in die atmosfeer, so dit raak nou nie die oppervlak van die aarde nie. Maar dit is 44 ton se materiaal wat deurkom elke dag. En tot vandag toe, okay, hierdie is nou 'n bietjie kontroversieel. Of nee, kom ons sê nie, dit is net nie bevestig nie. Maar tot vandag toe was daar net nog 1 persoon in die wêreld wat gesterf het as gevolg van 'n meteoriet impak. En dit was ook nie eers 'n direkte meteoriet impak nie. Dit was nie dat die meteoriet die persoon geslaan het, dit was 'n sekondêre treffie wat Ja, ek kan nie presies onthou nie, maar dit was 'n tref die dak en die dak val toe op iemand of iets van die aard. Maar die ding is hierdie is as 'n mens kyk na ons het die tegnologie ontwikkel om meteoriete te bevestig in die afgelope kom ons sê 50 jaar of 60 jaar. So dit kan
kan heel moontlik wees dat daar heel wat mense al deur meteoriete geslaan is voor die tyd. So ons praat altyd van bevestigde verslae. Ja. Onbevestigde verslae is al eintlik heel wat. As 'n mens kyk na, mense sal seker onthou in 2013 was daar die Russiese, of in Rusland, was daar 'n groot meteoriet wat deurgekom het, en hy was so groot geweest dat hy 'n klankgolf, 'n skokgolf deur gemaak het, en baie mense het die blits gesien, die klankgolf gehoor, of die skokgolf gehoor, en toe hardloop hulle almal na die vensters toe, of nee, ekskuus, ek moet nou net sê, hulle die blits gesien, Ja. en toe hardloop hulle almal na die vensters toe, en toe na die tyd toe kom die skokgolf deur en al die vensters breek. So daar is omtrent 1400 mense wat beseer is as gevolg van daai asteroïde wat ingekom het, Ja. maar die probleem is nou maar net dat dit is nie 'n direkte besering nie, en niemand is gelukkig, niemand is daarom dood as gevolg daarvan nie. Maar dis 'n baie raar ding wat ons nou daar waargeneem het in Kanada. En hierdie gaan in die geskiedenisboeke op as die eerste bevestigde impak met beeld en klank. Met beeld en klank bevestigde meteoriet impak. En dit was 'n nederige sekuriteitskameraatjie By iemand se voorstoep in 'n piepklein meteoriet en hy het hom geklits, Hy het hom geklits. As jy daar gestaan het, ongelukkig, jy sou baie seer gekry. Ja. Want 'n klippie, maak saak hoe klein hy is nie, teen 250 km/h gaan hy vir jou bitter seer maak. Hy gaan vir jou seermaak. Hoorie, Roan, nou beweeg ons nou deur enige meteoriet, hoë intensiteit meteoriet, wat asteroïdbelt of iets? Nee, glad nie. Wat dit veroorsaak? Wat wel interessant is aan toe van, en dit is, ek neem aan waarna jy verwys, en wat heeltemal geregtig is dat ons sien soveel meer deesdae, maar dit is as gevolg van ons goeie beeldmateriaal. Die feit dat die hele aarde is eintlik maar 24/7 onder 'n kamera, een of ander kamera. Ja. En so ons sien soveel meer impakte, en nou kan ons dit gesien kry, en nou die ander ding wat mense ook moet onthou is dat dit bly nog steeds 'n redelike skaars of 'n raar gebeurtenis, want 70% van die aarde is oseaan. Ja. So vir jou om iets te sien wat werklik op die land sou val, is eintlik maar 'n 30% kans dat daar 'n meteoriet op die land sal val. Ja. En dan moet jy nou nog op die regte deel van die land wees. So dit bly nog steeds maar 'n baie raar gebeurtenis. So dis maar oorwegend die walvis en die dolfyne wat die impak sien daar op die oppervlakte. Ja, of al die vragskepe daarso wat uit die Panama kanaal probeer ontsnap. Ja, ek kan nie dink daar moet 'n woord wees in walvis vir meteoriet. Ja, ek is seker hulle het al 'n woord gemaak. Bloep bloep bloep. Nee, sê daar sê. Hoorie Roan, ag mense, dit was nou soos altyd net 'n groot voorreg om met jou te kuier en te praat oor hierdie onderwerpe, en dankie dat jy beskikbaar is so op kort kennis gee. Ja, nee, dis 'n groot plesier aan toe, want dit was nou bitter lekker om dit vinnig hier in te pop. Hierdie is 'n belangrike een. Ek gaan hom neerskryf en mens moet daai datum ook, ek dink mens moet dit elke jaar vier, want dit is 'n dis nou Julie laas jaar. Sal dit nou nie ironies wees as dit nou die 4de Julie was vir die Amerikaners? Sal dit nou nie. Maar ons gaan die dag gaan ons merk, ek sal in die kalender sit en dan sal ons in Julie maand dan op die radio en dan trek ons net 'n bietjie borrel, wat vonkelwyn. Ja, inderdaad. Op die eerste en die verjaardag van die eerste. So hierdie jaar Julie dan moet ons 'n 1 jaar herdenking doen daarvoor. En kyk hoe ver ons gekom het. Miskien is daar teen daai tyd al 3 of 4 wat vasgevang is. Ja, maar ons maak dit soos die St. Patrick's Day, die ure het mos nou daai ene vervolmaak, jy weet, hulle kappie Guinness op daai ene. Ons moet hom dalk nou maar omdat dit 'n wêreldwyd, dis die eerste keer in die mense jeugenis dat dit gebeur. Moet ons dit help maak op daai dag. Wat jy doen is jy gooi die ys op die grond en jy knak enetjie. Jy breek die ys. Jy breek die ys. So op daai heel eerste meteoriet wat ons met beeld en klank afgeneem het, shorts op jou, hoor. Daar's sy. Cheers. Cheers. Dankie Roan.